Broeder en suster, ek groet u in Jesus Christus se naam vanmôre in hierdie pragtige nuwe dag. Wat 'n voorreg om so saam stil te kan word rondom die Here se woord en mag die Here vandag ook deur sy Heilige Gees en deur sy woord ons in die geloof versterk. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons gaan 'n kort gedeelte vanmôre lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 14. Paulus skryf die volgende mooi woorde: Die liefde van Christus dring ons. Een groot kenmerk wat daar in elke kind van die Here se lewe moet wees, is die liefde. Die liefde is 'n gawe van die Heilige Gees. Ek en jy kan waarlik lief hê, omdat ons God se liefde in ons eie lewe leer ken het. Ons moet nie net vir God lief wees nie, maar ons moet ook ons naaste lief hê. En hierdie liefde kan nooit net staan en toe kyk terwyl iemand verlore gaan of swaar kry nie. Of onbekommerd staan en kyk terwyl iemand anders reguit op pad hel toe is nie. Die liefde waarvan die Bybel praat, geliefdes, is liefde in aksie. Liefde wat nood raak sien en iets daaraan doen. Dit help tog niks as iemand swaar kry en jy sê, gaan klee jouself en gaan eet genoeg en gaan lewe hierdie dag wat voor lê nie. Ek is jammer, ek kan nie vir jou iets gee nie, of ek hoop regtig, jy word gou weer warm nie. Nee, hierdie liefde van die Here wat in ons woon, dring ons tot aksie. Ons is mos daarvan oortuig dat ons almal in Jesus gesterf het. Jy lewe dus nie meer vir jouself nie. Jesus het jou vrygemaak van jou eie selfsug. Vandat jy aan Jesus behoort, kan jy werklik begin om ander te dien en lief te hê. Almal wat jou liefde beantwoord, maar ook die wat vir jou niks gee behalwe vyandskap en haat nie, kan jy met liefde bedien. Maar as kind van die Here het jy geen keuse nie. Jy het God se liefde vir jouself leer ken. Daarom word jy nou gedring deur hierdie liefde om God onvoorwaardelik lief te hê, maar ook jou naaste lief te hê. Jou lewe moet uitstraal van wonderlike Jesus liefde en jy moet dit prakties gaan uitleef elke dag. Dis maklik om die woordjie liefde te sê, maar ons moet dit ook doen. En so kan ek en jy uitreik na 'n wêreld om vir hulle te wys hoe liefde lyk, die liefde wat Jesus vir ons kom leer het. Mag jy 'n wonderlike dag hê, en kom ek en jy gaan deel Jesus se liefde met alle mense van die wêreld, maar laat ons God bo alles ook lief hê. Kom ons bid saam. Here, ons buig vanmôre in aanbidding voor U in 'n nuwe dag, en ons is so dankbaar vir alles wat U vir ons doen en beteken, en daarom wil ons U ook loof en prys en eer. Dankie vir Jesus wat sy liefde aan ons kom bewys het, deur sy lewe op te offer aan die kruis, en vir ons God se hart kom bekend maak het. Here, help ons om U onvoorwaardelik lief te hê, maar ook ons naaste soos onsself. Baie dankie vir 'n nuwe dag uit U hand. Laat ons vandag ingaan met geloofsvertroue, die oog gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. En laat ons in woord en in daad ons geloof in liefde uitlewe, soos wat U van ons vra in U woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, ek hoop jy het 'n wonderlike dag.